Baie welkom by die erediens vir die Enige Kerk van Karasburg vir Sondag 12 Oktober 2025. Dit is die laaste boodskap wat ons doen in ons reeks oor gelykenisse waar ons die laaste 10 wat ons hanteer het dan ook gaan saamvat. Maar voordat ons daarna kyk, kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader vir u teenwoordigheid, vir u genade, vir u liefde wat ons elke dag so ervaar in ons lewens, selfs al gaan ons deur wat. Wil u ook nou weer vir ons kom seën deur hierdie boodskap dat ons beter kan verstaan hoe u koninkryk ook funksioneer. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ons teksgedeelte Matteus 13 vers 10 tot 17. Kom ons lees dit saam. Die disippels het toe nader gekom en vir hom gevra: "Hoekom praat u deur gelykenisse met hulle?" Hy het hulle geantwoord: "Omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse van die koninkryk van die hemele te verstaan. Maar vir daardie mense is dit nie gegee nie. Want wie het aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van wie nie het nie, sal ook dit wat hy het weggeneem word. Daarom praat ek met hulle deur gelykenisse, omdat hulle siende blind en horende doof is en dus nie verstaan nie. Wat hulle betref, word die profesie van Jesaja vervul. Met die ore sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en met die oë sal julle sien en glad nie insig kry nie. Want hierdie volk se hart is afgestomp. Hulle kan beswaarlik met hulle ore hoor, hulle het hulle oë gesluit, sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle harte verstaan en terugdraai en ek hulle genees nie. Maar gelukkig is julle oë, want hulle sien, en julle ore, want hulle hoor. Amen, ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en hulle het nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor, en hulle het nie gehoor nie. Ons lees tot sover. Soos ek gesê het, ons kom nou aan die einde van die reeks waarin ons kyk na die gelykenisse, en hierdie is dan die laaste boodskap daaroor. Net soos verlede week herinner hierdie teksvers ons waaroor gelykenisse gaan, dat Jesus dit gebruik het om mense en sy disippels te leer oor die koninkryk van God. Die een ding wat ons gesê het, ons moet verstaan, is dat elke gelykenis op sy eie gee nie vir jou 'n te volle beeld van die koninkryk van God nie. En daarom sal ons vasloop as ons dit so probeer doen. Maar dat elke gelykenis het elke keer net is baie belangrike iets daarvan, 'n sekere aspek wat dit vir ons uitlig oor wat Jesus vir ons wou gee oor die koninkryk van God. So nou dat ons al hierdie gelykenisse deurgewerk het, en nee, dit is nie al die gelykenisse in die Bybel nie, gaan ons dan vandag die tweede helfte van die gelykenisse weer probeer saamvat, soos met die vorige keer, sodat ons daardeur dan 'n beter prentjie van die koninkryk van God kan kry. Want onthou, die koninkryk is ook heel wat groter, selfs as net die gelykenisse nou. En vandag vat ons dan die laaste 10 gelykenisse dan saam. Gelykenisse is vir ons soos 'n geheime kode wat aan Christene gegee word om ons meer te leer oor die koninkryk van God. En gewoonlik was daar 'n situasie of 'n vraag van iemand wat aanleiding gegee het tot 'n gelykenis. Jesus het gesien dat hulle verstaan die koninkryk van God dalk verkeerd of hulle kyk verkeerd daarna, en dan deur middel van die gelykenis wou hulle leer oor hoe die koninkryk eintlik werk. In die vorige boodskap het ons saamgevat dat die koninkryk van God 'n koninkryk is wat vanuit sy genade werk. Dit bestaan daarin dat daar altyd 'n stryd is tussen die lig en die donker, en dat ons geroep word om te midde daarvan vrug te dra en te volhard, en aan te hou te bid en te werk met 'n opregte hart, juis omdat die koninkryk van groot waarde is, en ons daaraan moet vashou eerder as aan aardse rykdom. Nou gaan ons vandag voort om na die volgende opsvatting te kyk, van die volgende 10 gelykenisse wat ons hanteer het. Die eerste een wat ons gehanteer het, was die van die oneerlike bestuurder. Nou die gelykenis herinner ons dat ons aardse rykdom gee maar net tydelike en eintlik kortstondige sekuriteit. Selfs in hierdie lewe kan dit verdwyn. Vir ons toekomstige lewe in die hemel het hierdie dinge in elk geval geen sekuriteitswaarde nie. As jy egter in mense belê met hierdie besittings van jou en mense se nood ligter maak, wys jy eintlik daarmee dat jy oor ewige sekuriteit in die hemel beskik.
Daarom sê Jesus dat ons moet besluit of ons God of Mammon deur ons bates wil aanbid. Want jy kan nie albei doen nie. Mammon gaan jou in elk geval net in die steek laat in jou sterwensuur, want jy kan niks met jou saamvat nie. Wat God van jou eis, is dat jy hom moet dien. Dit hou in dat jy met ander woorde nie in Mammon se diens mag wees nie, maar juist die omgekeerde, dat jy Mammon moet gebruik soos wat Christus verduidelik het in hierdie gelykenis, deur vriende rondom jou te maak en die gebruik van jou finansiële besittings vir die koninkryk van God, en dit trek vir jou rente in die hemel. Nou die gelykenis van die barmhartige Samaritaan gee vir ons dan ook 'n beter beskrywing, maar van wie is hierdie mense wat ons dan moet bereik? Die vraag oor maar wie is ons naaste? En die antwoord daarop is enigiemand. Die Samaritaan word as voorbeeld gebruik om aan te dui dat die gebod van naaste liefde nie net binne die grense van die eie volk uitgevoer moet word nie. En selfs in die geval soos die Samaritaan en die Jood, dis selfs mense is wat nie van mekaar hou nie en gewoonlik dalk stryker oor die geloof ons mekaar selfs haat. In die koninkryk van God word liefde tot die naaste gerig op enigiemand wat in 'n bepaalde situasie 'n hulpelose geword het. Die tweede ding wat Jesus dus ook so bietjie meer subtiel uitwys, is dat godsdienstigheid nie die doel was van die wet nie. En as 'n mens dit so deel maak van jou lewe, dan dat jy jouself gaan vasloop, omdat dit nie al die antwoorde kan gee vir elke situasie nie. Nee, die doel van die wet, tereg, soos die samevatting daarvan, wat ons ook gesien het deur die wetskenner gesê is vroeër, voor die gelykenis, is dat dit gaan oor liefde. Liefde teenoor God en teenoor ons naaste, wat selfs ons vyande insluit. Met ander woorde, die wet moet liefde vir ander ondersteun. Jy kan dus nie die wet gebruik as verskoning om nie liefde te gee nie. En dit het ons byvoorbeeld gesien by die fariseer en die priester wat daar verbygestap het, en die wet gebruik het as 'n verskoning om nie die man te wil help nie. Die waarheid van hierdie twee dinge wat Jesus uitwys, het hy self ook verwoord in Matteus 7 vers 12, waar Jesus sê dat alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, doen julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. Jesus het hierdie wetskenner dus laat begryp dat die begrip naaste is nie 'n benaming is wat aan sekere mense gegee kan word en nie aan ander nie. Want dan is daar altyd 'n selfgeregverdiging om net sekere mense te wil help en ander nie. Naaste is geen statiese begrip nie, maar word bepaal deur 'n situasie waarin 'n mens jou dalk onverhoeds bevind. Die ryk man en Lazarus gelykenis het ons meer geleer oor hoe rykdom funksioneer in die koninkryk van God. Rykdom is nie 'n teken van God se guns nie. Al is daar niks verkeerd om ryk te wees nie, moet dit nie gesien word as 'n teken dat jy in God se oë reg doen nie. Net omdat jy in die kerk behoort, beteken dit nie jy gaan hemel toe nie. Of selfs die goeie dinge wat jy doen is ook nie 'n teken daarvan nie. Ons gaan net hemel toe as ons die Here aangeneem het as ons verlosser. Ook het ons geleer dat God oordeel nie so seer op die uiterlike nie. Dit wat ons as mense sien van ander is meerendeels 'n front, 'n masker wat hulle voorhou. Wat vir God belangriker is dit wat binne aangaan. Ons as mense is geneig om meer te let op die uiterlike dinge wat ons van ander mense kan sien, terwyl in die koninkryk van God ons meer eintlik ingestel moet wees op wat in die binnekant van mense aangaan, op mense se siele. Die gelykenis van die onvrugbare vyeboom het dit vir ons duidelik gemaak dat ons as lidmate van God se kerk in die koninkryk van God geplant is soos 'n vyeboom in 'n wingerd. En omdat die innerlike vir God belangrik is dit daarom belangrik dat ons innerlike na vore moet kom om vrug te dra. Maar dit kom ook met 'n waarskuwing dat as ons nie na 'n tyd werklik vrug dra nie, ons uitgekap en verbrand gaan word. Daar is genade egter ook daaraan verbonde, omdat Jesus dan vir ons intree soos hy nie gedoen het. Maar ons moet verstaan dat dit is 'n laaste kans. As ons die gedeelte vooraf ook onthou waar Jesus hulle juist daarop gewys het, dat almal eweveel sondaars is voor God se oë, en dat elkeen dus tot bekering moet kom, dan staan dit duidelik dat 'n mens nie moet talm nie. 'n Mens se tyd om tot bekering te kom is dalk baie beperk.
en die Here wag dan op vrugte wat by die bekering sal pas. Die verlore skaap gelykenis wys ons dat in die koninkryk van God gaan dit oor die soek en die redding van mense wat verlore is. In vandag se terme sou dit wees dat as Jesus in ons dorp sou opdaag, dat hy dalk net vir 'n oomblik sy gesig by ons sou wys as gemeente om vir ons hallo te sê, maar dan sou hy verder gaan na die mense daar buite op die strate, die wat verlore is, omdat hy wil hê dat hulle ook gered moet word. Dit is waar ons hom gaan vind. En as ons daaroor ongelukkig sou wees, of nie by hierdie werk wat die Here dan mee besig is sou aansluit nie, dan is ons eintlik dieselfde as die Fariseërs wat daaroor ongelukkig was, en wat vir Jesus beskuldig het dat hy saam met die tollenaars en die sondaars eet. Jesus se antwoord reguit was duidelik. Ek is 'n gestuurde na die verlore skape. En wanneer ons dink aan die feit dat Jesus dan later vir sy disippels in Johannes dan ook sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook, dan verstaan ons dat sy kerk dus ook gestuur is na hierdie verlore skape. En daarom dat ons dus in die koninkryk van God eintlik saam met die engele in die hemel moet juig oor elke siel wat gered word, maak nie saak wat 'n sondaar hulle is nie, maar dat ons juis in die koninkryk van God dus ingestel moet wees op siele wat gered moet word. Die gelykenis van die bruilofsmaal brei weer verder hierop uit, om te verduidelik dat die uitnodiging om deel te word in die koninkryk van God gaan uit na baie mense. Maar uit hierdie baie is dit slegs die klein groepie wat gelowig antwoord op die evangelie en toelaat dat God hulle verander. Hulle wat die ou mens aflê en die nuwe mens as bruilofskleed met ander woorde aantrek. Die roeping gaan uit na baie mense, maar ons moet besef dat elkeen moet ook self toesien dat hy daarop reageer. Elkeen is verantwoordelik en gaan verantwoording moet doen voor die Here vir sy besluit wat hy gemaak het. Jy kan nie ander blameer vir jou besluit nie, of jy kan nie op ander staat maak vir jou besluit nie. Jy kan hierdie uitnodiging wat uitgaan na jou toe, kan jy ignoreer, dit verwerp en daardeur veroordeel word, of jy kan dit aanvaar. Maar selfs wanneer jy dit aanvaar, het jy nog twee keuses, of jy kan verder gaan met jou ou lewe en so dan uitgeskop word uit die hemel uit, soos die man wat by die bruilof opgedaag het sonder 'n bruilofskleed, of jy kan toelaat dat jou lewe deur God verander word, die bruilofskleed dra en dan die hemel beerwe. En die laaste paar gelykenisse wat ons dan daarna gekyk het juis gefokus op hierdie saak, dat ons moet seker maak dat ons reg is in hierdie eindtyd. En ons leef nou al vir 2000 jaar in die eindtyd. Maar juis dat ons moet reg wees, omdat ons nie weet wanneer Jesus weer gaan kom nie. Nou in vandag se tyd is ons as Christene al so gewoon dat die wederkoms van Jesus al vir 'n geruime tyd nog nie gekom het nie, dat dit veroorsaak dat heelwat Christene eintlik hulle mag begin misbruik, deur dit aan te wend vir dinge van die mens en nie vir die dinge van God en sy koninkryk nie, of hulle begin al slap lê in hulle roeping. En daarom het die gelykenis van die getroue en die ontroue slaaf ons kom aanmoedig, dat ons nie moet moeg word in die uitvoering van ons roeping nie. Daarom moet ons nie verskoning soek om slap te wil begin lê, of dink ons gaan iewers môre in die toekoms begin inhaal of opmaak nie. Die wil van die Here is aan ons bekend. Die geleentheid is aan ons geskenk. Die gesag van die hemelse meester is aan ons geleen, en die hele wêreld daar buite wag vir ons om as getroue en verstandige slawe te gaan lewe, deur op sy tyd voedsel te gee, brood vir die liggaam en lewensbrood vir die siel. Daarna die gelykenis van die 10 meisies nog so 'n bietjie verder hierop vir ons uitgebrei. Elke mens het 'n sekere tyd wat hy of sy hulle moet gereed maak vir die Here se koms. Elkeen het sy eie uur, 'n lyn wat in ons lewens getrek is en niemand weet hoe lank dit sal wees nie. En dis 'n dringende oproep om te besef dat al het jy by die gemeente aangesluit, al neem jy deel in die godsdienstige handelinge van die gemeente, en selfs al het jy ook 'n afwagting vir die koms van Jesus, is dit nie die waarborg dat jy hemel toe gaan nie. Slegs wanneer jy persoonlik verbind is aan Christus deur geloof en die getroue uitvoering van sy wil en die manier van leef, sal jy gered wees vir sy koms. En so het die gelykenisse van die muntstukke ons herinner dat ons moet ook dus uitsien na die wederkoms. Want dit is hierdie uitsien na die wederkoms wat ons motivering word om aan te hou te werk vir die Here.
Die koninkryk van God is nie sommer net 'n saak van speletjies nie. Nee, dit is die belangrikste saak in jou lewe, 'n saak van lewe of dood. Dan is die vraag, maar hoe ernstig is hy daaroor? Want in die gelykenis is daar mos hierdie derde ene wat sy muntstuk gaan begrawe het, né? En elke lidmaat het so 'n geestelike gawe ontvang wat ons moet gebruik. En die oordeel van God, wanneer hy kom, kan nie geringskat word nie. Die oordeel van God is skrikwekkend. Daardie onwaardige slaaf word uitgewerp in die buitenste duisternis waar daar 'n geween is en 'n geknars van tande. In hierdie gelykenis word ons aangemoedig om met al ons onderskeie gawes en talente te woeker. En dit gaan nie net daaroor om die oordeel vry te spring nie, maar eerder om vir ons 'n groot skat in die hemel daardeur bymekaar te maak. Maar ook sodat die koninkryk van God kan funksioneer hier op die aarde. Hierdie gebruik en die woeker met ons gawes is baie belangrik. Nie net vir ons elkeen individueel nie, maar veral ook vir die gemeente. Want in Efesiërs 4 verduidelik die Bybel dat as jy 'n gemeente wil opbou, dan is dit hoe jy dit doen. 'n Gemeente word opgebou deurdat die lidmate hulle geestelike gawes gebruik en nie begrawe nie. So word 'n gemeente bevorder, so word die koninkryk van God verder uitgebrei. En dit bring ons dan by die laaste gelykenis waarna ons gekyk het. Van 'n eienaar wat op reis gegaan het en sy huishouding in die hande van sy slawe gelos het. Soos 'n boer wat op vakansie gaan en sy plaas se funksionering los in die hande van die plaasarbeiders. Elke plaasarbeider het 'n ander taak. Die een moet dalk die diere kos gee, die ander een moet die plante water gee, die ander een moet seker maak die diere gaan veilig uit en kom weer veilig terug. Die ander een moet dan die voertuie omsien of wat ook al. En in die gelykenis is daar hierdie twee gedagtes wat voorop staan. Dat die eienaar weer gaan terugkeer. En dat dit onverwags gaan wees. En daarom dan die woorde, pas op en wees waaksaam. En hieroor is die Bybel baie duidelik, dat Jesus gaan weer terugkeer. Dit gaan 'n dag van volëinding en oordeel wees. En die verwagting van daardie dag moet met ander woorde noodwendige invloed hê op ons gedrag en die manier van leef as ons juis daarna uitsien. Ons weet dit kom. Ons weet die oordeel gaan daar wees. Ons weet dit gaan ook die einde van ons taak hier op die aarde wees. Dit kan dus nie anders as om 'n impak te hê op die manier hoe ons in die hier en die nou leef nie. Ons moet getrou bly aan die lewenstaak wat Christus aan elkeen van ons gegee het. Nie omdat ons 'n loon verwag nie, maar omdat ons uitsien na die vreugde waaraan ons kan deel wees van sy kerk. Maar ons moet dit waaksaam doen, want ons weet dat daardie oomblik wat Jesus weer gaan terugkom, onverwags na ons toe gaan kom. En hierin lê daar 'n soort van 'n geheim, 'n verbintenis tussen dit wat ons verwag en hoe ons wag. Want daar waar ons toekomsverwagting van Jesus se tweede koms vervlou, daar vervlou ons ywer in die diens van die Here waarskynlik ook. Hoe lank sal dit nog duur? Wel, niemand weet nie. En daarom is dit dat dit so belangrik is om waaksaam te bly. En alle gelowiges word daartoe opgeroep. Net soos elke werker 'n opdrag kry wat hulle moet uitvoer op die plaas, so word elke lidmaat van die koninkryk van God ook 'n sekere taak gegee wat hulle moet verrig. En net soos wanneer sekere plaasarbeiders nie hulle werk sou doen nie, dat die plaas in chaos kan plaas, so plaas ons die kerk baie keer in chaos, as elke lidmaat ook nie hulle werk doen nie. Maar dan ook die dringendheid, soos wat ons die afgelope tyd so voorspellings van die eindtyd vir ons probeer uitwys het. Ons moet eintlik elke dag reg wees vir die Here se koms. So, om die samevatting as ware dan saam te vat. Vandag se boodskap vat ons saam dat in die koninkryk van God is dit belangrik om te werk aan skatte in die hemel wat ons moet bymekaar maak, juis omdat God na die innerlike kyk. Die grootste manier om dit dan te doen is deur liefde aan God en aan ons naaste wat eintlik enige iemand is, selfs ons vyande, dan te kan gee. Om juis dan hulle te soek wat verlore is, want die wederkoms is op pad, onverwags, en ons moet reg wees vir wanneer dit kom, deur elke dag te doen dit waarvoor ons geroep is.
en dit te doen in waaksaamheid. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot wysheid wat ons ontvang het in hierdie reeks. Baie dankie vir al die waarhede wat ons help om die koninkryk van God beter te verstaan, maar Here, om ook die dringendheid van ons taak en ons deel aan die koninkryk beter te verstaan. Daarom bid ek dat elkeen wat ook hierdie boodskap hoor, elke dag sal bewus wees dat hulle die hande en u voete en u spreekbuis in hierdie wêreld is. Gebruik hulle elkeen deur u Gees in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. En mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen.